Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, ons weet dat bye is sosiale insekte en hulle leef in kolonies saam. En dan is daar verskillende bye, onder andere die werkersbye. En hulle speel 'n baie belangrike rol wat hulle moet vervul sodat die voortbestaan nie net van die bye nie, maar ook van ons as mens en dier seker so verseker kan word. Werkersbye is verantwoordelik vir die versameling van nektar en styfmeel, die bou en beskerming van die korf en die skoonmaak daarvan. En as hulle hierdie dinge nie sou doen nie, sou ons nie verder voort kon bestaan nie. En dankie tog dat hulle sulke harde werkers is en dat hulle getrou is sodat hulle deel ook so kan bydra vir ons voortbestaan dan ook. So liewe vriende, is dit dan ook dat ons vandag op hierdie dag seker moet ook weet dat daar 'n baie belangrike ding gebeur het. Die Here het opgestaan uit die dood. Ja, as die Here Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, was daar ook geen voortbestaan vir ons nie, was daar nie vir ons sekerlike versekering van 'n ewige lewe wat wag nie. Maar omdat die Here opgestaan het uit die dood uit, weet ons dat hierdie saak is 'n werklikheid en die beloftes van die Here is 'n werklikheid. Die woord van God word 'n realiteit in ons lewe en by dit alles, die versoenende dood van die Here Jesus kan daartoe bydra sekerlik en sal en is die enigste oplossing. Juis omdat die Here ook opgestaan het uit die dood uit. Dit maak alles van krag. Ons lees in Romeine 4 vers 25, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. En so is dit, die Here het gesterf, sodat ons sondes vergewe kan word, maar die Here het ook opgestaan dat ons regverdig gemaak kan word, dat ons in die regte verhouding, in die regte stand kan wees met God, en dat ons kinders van God kan word. Die wonderlikheid dat die Here Jesus dit kom doen het. En daarom elke Sondag herdenk ons ook die opstandingsdag, die eerste dag van die week, waarop die Here opgestaan het. En dit moet ons altyd as kinders van die Here daaraan herinner, oor dit wat die Here kom doen het. Die Here het opgestaan uit die dood. Verder sien ons ook Romeine 6 vers 9 sê, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Nou ja, so is dit die wonderlikheid. Die mag en die krag van die Here word geopenbaar, wat die Here kom doen het. Hy het die dood kom oorheers. Hy leef, liewe vriende, en daarom het hy die finale vyand verslaan en kan ons ook ons hele lewe aan die Here kom toevertrou, want die Here sal elke vyand sekerlik so verslaan. So kan ons op die Here kom steun met ons hele hart dan ook. En dan die laaste, liewe vriende, dit is so belangrik vir ons geloof en dat ons weet dat die Here opgewek is. In Romeine 10 vers 9 staan daar, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis noodsaaklik vir ons redding. Dis noodsaaklik vir ons verhouding met die Here, sekerlik dat hierdie waarheid in ons harte sal weer klink, want ons sal weet dat die Here het mag om te vergewe, ons sal weet die krag van God, en as die Here ons sondes kan vergewe, kan die Here sekerlik ons help met enige ander probleem, en daarom kan ons op die Here kom steun met ons hele hart. So liewe vriend, mag dit vandag opnuut vir u 'n werklikheid wees, die Here Jesus het opgestaan, hy leef, en mag u die lewe daarvan ervaar, ontvang, omdat hy dit vir u kom gee het, en u hom kom vertrou het dan ook. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, ons wil in hierdie dag net vir u opnuut dankie sê dat u opgestaan het. Here, die werklikheid daarvan dat u dit in ons harte sal kom openbaar, en dat dit daartoe sal bydra dat ons net meer aan u toegewyd sal wees en tot eer van die naam ook so sal leef. Seën dan ook hierdie dag tot eer van die naam. Amen.